Geliefdes, ons teksgedeelte vir vanoggend kom uit Matteus 6 vers 25 tot 34. Net voordat ons dan saam met die woord van die Here lees, kom ons raak net eers stil in gebed. Here, ons almagtige God, dankie vir die voorreg wat ons het om U naam weer vanoggend te kan aanroep. Here, dankie dat ons op pad na die kerk toe kon sien hoe die reendruppels val en ook weer U voorsienigheid daarin kon raak sien. Here, U die hemel en die aarde kom skep aan die heel begin en sedertdien is U die een wat ons almal in stand hou en wat U hele skepping ook kom onderhou. Dankie Here dat die reën en die seisoene alles 'n bewys is daarvan. Here, U weet waar dit ook nou nog nie oral gereën het nie, wil ons ook bid dat as dit U wil is, help ook asseblief dat dit daar sal reën waar dit nog steeds droog is. Here, ons weet U maak U hand oop en U voorsien reën en net soos U ook die een wat die hand toemaak en die reën weer wegneem. Daarom vra ons as dit U wil is, maak asseblief ook U hand oop daar waar U dit nou nog nie gedoen het nie. Here, dankie dat ons as geloofsgemeenskap vanoggend by mekaar kan wees om U te loof en te prys. Here, ons wil U loof en prys omdat ons weet wie U is en omdat ons weet hoe goed U is vir ons. Here, dankie dat U nog altyd vir ons uitgekyk het. Dankie dat U nog nooit van ons vergeet het nie, maar dankie dat U weet wat ons behoeftes is, U weet wat ons nood is, en U is ook die een wat dit hoor en dit ook verhoor, volgens U wil en U tydsberekening. Here, wanneer ons vanoggend by mekaar is om weer uit die woord uit te lees, vra ons dat U die een is wat vanoggend met ons sal kom praat. Here, kom breek asseblief U woord vir ons oop, sodat ons ook weer vanoggend sal hoor wat dit is wat U aan ons kom openbaar. Here, help asseblief dat ons nie net U woord hoor en dan weer aanbeweeg nie, maar dat ons waarlik U woord hoor, dit ter harte neem en dit ook gaan deel maak van ons lewe in die week wat ons weer by die werk is en waar ons by ons huis is. Here, dankie dat U goed is en dankie dat U genadig is en dankie dat ons nooit hoef te twyfel in U teenwoordigheid nie. Here, ons vra dan nou ook, wees U asseblief by met ons, kom lei ons deur die Gees en wees U die een dat ons vanoggend meer kom leer van U. Here, spreek asseblief, want U kinders luister. Amen. Ek lees vir ons saam uit Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees net so ver. Gemeente, ons almal weet hoe werk en hoe lyk 'n verkyker. As jy dit reg gebruik, help dit jou tog om baie ver, maar tog duidelik te kan sien. Dit help jou om die mossies in die boom te kan raak sien. Dit help jou om te kan sien wat op die horison lê. En dit help jou ook om die bome in die verte te kan identifiseer. Daar waar jy fokus met jou verkyker, dit sien jy tog baie duideliker raak.
Nou net voor ons teksgedeelte vanoggend, in Matteus 6 vers 19 tot 24, het Jesus met ons gepraat oor die skatte op aarde en in die hemel. Jesus het toe vir ons kom waarsku, dat ons nie twee Here op dieselfde tyd kan aanbid nie. Ons kan nie God en Mammon saam aanbid nie. Nou as ons hierdie vorige gedeelte van Matteus 6 vers 19 tot 24 saam lees met ons teksgedeelte vanoggend, dan sien ons baie duidelik dat Jesus besig is om vir ons te kom sê, dat daar waar jou hart se skatte lê, daar sal ook jou bekommernisse, maar ook jou troos lê. Of dan nou, daar waar jy met jou verkyker fokus, dit sal jy uiteindelik duidelik raak sien. As jy fokus op die berg van onsekerheid voor jou, of jy fokus op wêreldse troos en wêreldse dinge, dan sal jou hele lewe vasgevang wees in tydelike vrees, in bekommernis, in onsekerheid. Maar, as jou skat in God lê, as jou verkyker op die evangelie van God fokus, en op die leeggraf van Jesus Christus, dan sal jy rus vind, want God jou Vader is getrou. As ons vir 'n oomblik eerlik moet wees, dan klink dit wel of die woorde van Jesus in Matteus 6 amper net te maklik is. Want hoe sê jy vir iemand wat bekommerd is oor volgende jaar, wat bekommerd is oor die toekoms van sy kind, wat bekommerd is oor 'n geliefde wat siek is, om nie te bekommer nie? Is dit nie 'n goedkoop antwoord nie? Is dit nie maar net leë woorde om ons tydelik van die probleem af weg te laat bly nie? In Matteus 6 kom Jesus na ons toe, en hy kom gee nie vir ons maar net 'n oppervlakkige antwoord nie. God nooi ons nie uit na goedkoop optimisme met 'n vals belofte dat alles eendag beter gaan wees nie. Nee, God kom nooi ons uit na iets veel dieper. Matteus 6 vers 25 is uiteindelik 'n opmerking oor geloof en aanbidding. Matteus 6 handel oor die vraag, in wie of wat stel jy jou vertroue? In wie of wat lê jou hoop dat dinge in die toekoms beter sal wees? Plaas jy jou vertroue en jou sekerheid en jou hoop in God? Of plaas jy dit in jou omstandighede, in die eie planne wat jy beraam het? Matteus 6 kom roep Jesus ons op na 'n lewende vertroue in ons Vader se voorsienigheid. 'n Vertroue en 'n vaste sekerheid wat te midde van bekommernis nog steeds kan sê, my Vader weet, my Vader sorg, my swaar kry is ook in my Vader se hand. Wanneer Jesus vanoggend vir ons kom sê, moenie bekommer nie, dan is hy nie besig om vir ons te sê, ons moet self alles regmaak, of ons moet ons eie omstandighede gaan verander nie. Jesus kom lei ons eerder deur hierdie woorde om anders te fokus, om die verkyker te verstel, sodat ons nie meer in ons eie omstandighede vaskyk nie, maar dat ons in God sal vaskyk, in die een wie ons geskep het, in die een wie ons elkeen op die naam kom roep het. Dit is dan waaroor ons teksgedeelte vanoggend gaan. Wanneer Jesus sê, moet julle nie bekommer nie, moet nie bekommerd wees oor wat julle gaan eet of drink of dra nie, dan is hy nie besig om ons probleme klein te maak nie. Hy is nie besig om te sê dat ons armoede en ons swaar kry en ons bekommernisse nie ernstig is nie. Nee, hy sê vir ons moenie bekommer nie, juis omdat hy ons ken en hy weet dat ons oor hierdie dinge bekommerd is. Bekommernis is tog ons almal se tweede natuur. Ons kan dit nie help nie. Ons kyk vorentoe en ons dink aan die dag van môre en dan wonder ons, maar wat gaan môre vir ons inhou? Wat as my planne nie uitwerk nie? Wat as my geliefde siek bly? Wat dan? Wat doen ons dan? Wat lê dan verder vorentoe vir ons en wag? Nou Jesus ken ons. Hy weet ons bekommer oor hierdie dinge. Hy weet ons vra hierdie vraag. Hy ken ons bekommernisse en hy ken ons hart. En daarom kom sê hy vanoggend in vers 27 vir ons, wie van julle kan deur homself te bekommer 'n enkele
Die feit is, bekommernis help absoluut niks nie. Dit verander niks aan ons omstandighede. Dit laat ons nie beter voel nie. Om in 'n berg van bekommernis en onsekerheid vas te staar, help ons tog nie om oor die berg te kom nie. Om in 'n berg van bekommernis en onsekerheid vas te staar, maak nie hierdie berg kleiner nie. Bekommernis kom steel eenvoudig net vandag se vrede, maar dit los nie môre se probleme op nie. En daarom kom rig Jesus ons fokus en ons vertroue, sodat ons sal erken dat God die een is wat ons bekommernisse help. Hy is die een wat dit verander. Hy is die een wat ons lei sodat hierdie bekommernis tog so bietjie kleiner is. Hy is die een wat ons lei sodat ons sy teenwoordigheid te midde van bekommernis nog steeds sal raak sien. Want hy is in beheer. Hy is die een wat veel groter is as al ons probleme. Hy staan almagtig. Deur slegs te spreek het hy geskep. Deur slegs te spreek is hy in staat om die berg hier voor ons elkeen te laat verdwyn. Hierin lê ons as gelowiges se troos. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want ons leef nie onder blinde toeval nie. Ons leef onder die wakende oog en die almagtige hand van ons Vader. So, kom leer die Heidelbergse Katekisme Sondag 10 ons ook. Want blare en gras, reën en droogte, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, dit alles is nie toeval nie. Want selfs te midde van dit is God die een wat ons daardeur lei. Is hy die een wat ons daardeur dra? Is hy die een wat ons steeds veilig hou? Gemeente, dit beteken natuurlik nie dat ons bekommernisse net denkbeeldig is. Maar dit beteken dat bekommernis nie 'n enkele druppel tot die reën gaan byvoeg nie. Ons bekommernis gaan nie die dood van 'n geliefde kan stop nie. Bekommernis kan ook nie ons geliefdes kom genees nie. Dit kanselleer nie die verlies wat ons reeds gevoel het nie. God alleen kan dit vir ons doen. Hy is die een wat die reën stuur. Hy is die een wat ons geliefdes kom genees. Hy is die een wat ons lei deur bekommernis, deur verlies en deur onsekerheid. Dit is uiteindelik die hoopvolle waarheid van die evangelie. Die evangelie wat God vanoggend aan elkeen van ons kom openbaar. Want ons hoef nie die wêreld om ons aan mekaar te hou nie. Hy doen dit. Hy hou alles in stand. Hy is in beheer en hy is getrou. In Matteus 6 vat Jesus dit self nog bietjie dieper. Hy sê vir ons in vers 28 tot 29, en wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. Jesus onderstreep hier weer sy vorige gedagte, dat bekommernis niks help en niks verander nie. Jesus kom sê in Matteus 6 vir ons, kyk net na die skepping. Die voeltjies vlieg rond sonder bankrekeninge en sonder spense, en tog is God die een wat hulle kom voed. Die veldblomme blom sonder naald en garing, en tog trek God hulle aan in skoonheid, wat selfs Salomo se goud oortref. As God self sorg vir dit, wat net so kort rukkie bestaan soos 'n veldblom, hoeveel te meer sal hy nie vir ons, sy kinders, kom sorg nie. Ons is immers baie kosbaarder as mossies, en ons is baie mooier as lelies, want vir ons het Jesus Christus sy lewe kom aflê. God het elkeen van ons op die naam kom roep en hy het ons sy kinders kom maak. Daarom voorsien hy nog altyd in dit wat ons hier en nou nodig het, maar ook in die ewige lewe wat ons saam met hom gaan leef. God voorsien deur sy vaderlike hand oop te maak, deur ons te kom seën met sy teenwoordigheid en met sy goedheid, sonder dat enige van ons dit kan verdien. Hy voorsien, en daarom kom sê Jesus vir ons, dat ons nie bekommerd hoef te wees nie. Nie oor die hier en die nou nie, maar ook nie oor die ewige lewe nie. Want God voorsien en hy kom maak dit seker. Hy kom verseker die ewige lewe, maar hy kom verseker ook dat hy nou reeds in al ons behoeftes
sal kom voorsien. God, die skepper van die hemel en die aarde het dit tog nog altyd gedoen. Hy het nog altyd voorsien en gesorg vir dit wat hy geskep het en vir wie in hom glo. Hy is ons Vader wat ons behoeftes ken. Hy is die een wat nie van ons kan vergeet nie, want hy het sy seun gestuur om in ons plek aan die kruis te sterf. Hoe sal hy van ons kan vergeet? Hoe sal hy blind wees vir ons bekommernis en vir ons nood? Jesus kom sê tog in vers 32 vir ons, julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nie net weet God ons Vader dat ons dit nodig het nie, maar hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat dit alles kom verseker. Wat kom verseker dat ons versorg word. Wat kom verseker dat ons genoeg het om te leef. En daarom, omdat hy die een is wat dit alles kom verseker, omdat hy die een is wat ons op ons naam geroep het, kom sê Jesus dan vir ons vanoggend, nee, moenie soos die ongelowiges bekommerd wees oor hierdie dinge nie, maar beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Met ander woorde, kyk verby die berg van bekommernis en onsekerheid en fokus eerder op God. Fokus op die skepper van die hemel en die aarde. Die een wat die berg laat skuif wanneer die tyd daarvoor reg is. Om die koninkryk van God eerste te soek beteken, ek leef as 'n kind van die Here en selfs te midde van my bekommernis is ek oortuig dat hy my nog steeds verlos het. Ek leef as 'n kind van die Here en selfs te midde van my onsekerheid hier op aarde weet ek dat hy my lewe gered het en weet ek dat ek daarom nie 'n slaaf van my omstandighede is nie. Ek leef as 'n kind van die Here en te midde van my onsekerheid leef ek steeds met die oortuiging dat hy nie net my daaglikse brood sal kom gee nie, maar dat Jesus Christus, die ewige brood, ook in my ewige nood kom voorsien het. As kinders van die Here leef ons en fokus ons op God en op sy evangelie en daarom, vers 33, sal al hierdie dinge bygevoeg word. Ek hoop jy hoor dat God nie aan ons kom beloof dat ons 'n lewe sonder moeite gaan hê, maar hy kom beloof dat ons 'n lewe sal hê met genoeg. Met genoeg kos, genoeg klere, genoeg van alles wat ons nodig het, nie net om te oorleef nie, maar om ook tot sy heerlikheid te kan leef. Hy is die een wat kom beloof dat ons nooit buite sy sorg sal val nie. Hy beloof dat al die beloftes van God vir ons gemaak is en ook reeds vervul is in Jesus Christus. Die dinge wat God vir ons sal byvoeg, soos wat Jesus in Matteus 6 sê, is daarom ons daaglikse brood. Dit is ons redding, dit is ons verlossing en dit is die ewige lewe. Hierdie dinge word vir ons bygevoeg, omdat ons fokus, ons geloof en ons aanbidding in God is. Hierdie dinge word bygevoeg, want as ons terugdink aan die vraag van Matteus 6, dan is die antwoord duidelik. Ons stel ons vertroue in God. Ons hoop lê in God, omdat hy die een is wat ons lei en beskerm. Ons hoop en vertrou op God, en nie op ons eie vermoëns en ons eie planne nie. Ons vertrou op God, want ons weet wie hy is, en ons weet wat hy nog altyd vir ons kom doen het. Paulus vat uiteindelik hierdie kern van Matteus 6 vir ons baie mooi saam in Romeine 8 vers 32. Paulus sê vir ons, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons kom skenk nie? Met ander woorde, as God reeds die kosbaarste geskenk aan ons kom gee het, sy seun se lewe, hoe kan ons dan twyfel dat hy ook in ons daaglikse behoeftes sal voorsien? Geliefdes, dit bring ons uiteindelik by die boodskap van Kersfees. Want die vraag, kan ek op God vertrou vir môre en vir die dag daarna, word beantwoord met Jesus se geboorte in die krib.
Die krib is God se bewys dat hy voorsien en dat hy weet wat ons bekommer. Die krib is die grootste bewys dat hy in ons ewige behoeftes kon voorsien het, net soos wat hy elke dag in ons daaglikse behoeftes voorsien. Daarom weet ons dat God vandag by ons is. Daarom weet ons dat die beloftes vir ons waar is. Want dis wie hy is. Dis wat hy in Jesus Christus se geboorte, sy kruisiging en sy opstanding vir elkeen van ons kom verseker het. Geliefdes, oor 11 dae is dit Kersfees. Die belofte in Matteus 6, dat Jesus weet wat ons nodig het en dat hy een sal voorsien, kan daarom nie losgemaak word van die feestyd nie. Dit kan nie losgemaak word van die geboorte van Jesus Christus nie. Die geboorte is nog die grootste rede waarom ons nie hoef te leef in vrees nie. Waarom ons nie hoef bekommerd te wees oor hier en nou nie, maar ook nie oor die ewige lewe nie. In die krib sien ons dat God die een is wat voorsien. Hy is nie 'n ver God wat ons uitlos en self deur alles laat stoei nie. Nee, hy is ook nie een wat net vir ons kom sê om nie bekommerd te wees nie. Hy is die een wat mens geword het en in 'n gebroke wêreld kom leef het. Jesus het mens geword en hy het aarde toe gekom, sodat hy vir elkeen wat in hom glo dit kan kom duidelik maak. Ek is Immanuel. Ek is by jou. Ek sien jou. Ek weet wat jy nodig het, nog voordat jy daarvoor vra. Daarom is Jesus Christus 2000 jaar gelede gebore. Daarom is hy nie lank daarna nie gekruisig, maar hy het uit die doodheid ook opgestaan. Dit alles het gebeur want hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons daarvoor kan vra. Om hierdie rede kan Jesus dan in Matteus 6 vir ons met soveel gesag kom sê. Moenie bekommer nie. Nie omdat ons probleme klein is nie, maar omdat hy te midde van ons probleme nog steeds teenwoordig is. Moenie bekommer nie. Nie omdat môre makliker gaan wees nie, maar omdat môre ook in sy hand is. Moenie bekommer nie. Nie omdat jy krag het om al die uitdagings aan te pak nie, maar omdat Jesus Christus by jou is. Omdat hy in jou is, omdat die Heilige Gees jou lei en jou versterk deur die beloftes van die evangelie. Geliefdes, mag ons in hierdie feestyd daarom nie bekommer nie, maar mag ons eerder ons verkyker rig op die geboorte van Jesus Christus. Want God wat vir Jesus Christus gestuur het om gebore te word, is die een wat nog steeds vandag vir ons uitkyk. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat volgens sy wil ons elkeen kon lei en ons elkeen kon versorg. Terwyl ons dan met afwagting uitsien en wag vir Kersfees, mag ons vandag reeds vas staan in die oortuiging. Die een wat vir ons gebore is die een wat ons lei en vertroos. Die een wat in die krib gaan lê, is die een wat ons vandag nog dra. Die een wat ons lewe gered het, is die een wat ons bewaar. Hy is die een wat in ons ewige nood kom voorsien het, en hy is die een wat vandag nog in ons daaglikse nood voorsien. En daarom, moenie bekommer wees nie, want God, julle Vader, weet wat julle nodig het, nog voordat julle daarvoor vra. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons barmhartige en almagtige Vader, dankie dat ons stil kan word voor U. Here, ons is stil omdat ons weet wie U is, omdat ons weet hoe groot U is, en omdat ons weet hoe goed U is. Here, dankie dat ons in gebed tot U kan nader, en kan weet, maar U is die een wat vir ons uitkyk. U is die een wat ons versorg, en U is die een wat voorsien. Here, dankie dat U ons vanoggend weer kom vertroos met die wete dat U weet wat ons nodig het, nog lank voordat ons daarvoor vra. Here, U is 'n teenwoordige God. U is Immanuel by elkeen van ons. Here, en daarom sien U ons nood raak. Daarom weet U waaroor ons bekommerd is, en U weet ook waaroor ons opgewonde is. Here, ons vra dat U asseblief ons noodkrete sal hoor,
en dat U asseblief sal uitkoms gee vir die dinge waaroor ons bekommerd is. Here, maar dankie dat ons weet, terwyl ons bekommerd is oor 'n klomp dinge hier, weet ons wat die evangelie vir ons kom leer. Here, ons weet van die belofte van Jesus Christus se geboorte. Ons weet dat hy ook weer aan die kruis gesterf het, en ons weet dat hy die dood uit opgestaan het. Here, dit het hy alles kom doen, sodat ons U kinders kan wees, sodat ons sondes vergewe kan wees, en sodat ons seker kan wees van die ewige lewe, wat ons ook eendag saam met U gaan leef. Here, laat ons asseblief, terwyl ons nog hier op aarde is, om te kan vasklou aan hierdie waarheid wat U aan ons kom openbaar het. Here, help ons asseblief om in moeilike tye, daar waar ons wel bekommerd is oor 'n klomp dinge, te weet dat U by ons is, te weet dat U uitkoms sal stuur, en te weet dat U ons nie verlaat het nie. Here, want U woord staan vas, en U gaan nooit terug op U beloftes nie. Dankie dat ons daarom kan weet wie U is. Ons weet wie U vir die volk in die Ou Testament was. Ons weet wie U in die Nuwe Testament was. Maar ons weet ook wie U vandag nog vir elkeen van ons is. Lei ons daarom om asseblief vas te staan in U beloftes, soos wat U dit ook reeds vir ons in Christus kon vervul het. Here, gee ons die gemoedsrus wat U vanoggend vir ons kom gee. Here, leer ons asseblief om waarlik net staat te maak en altyd te vertrou op U goedheid en U genade. Want Here, U goedheid, U genade en U teenwoordigheid is genoeg om ons deur alles te dra, ook deur die donker en die moeilike dinge in die lewe. Here, lei ons en leer ons deur die Gees om die verkyker te verstel, sodat ons nie sal vasstaar in die berg voor ons nie, maar sodat ons U sal raak sien, sodat ons sal weet dat U ook die skepper is van die berg, die een wat op die berg uit die pad uit kan vat. Here, dankie dat ons hierdie dinge van U kan kom vra, en dankie dat ons in geloof weet dat ons dit ook van U sal ontvang. Nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U goed is en omdat U genadig is. Here, wees asseblief by en met ons waar ons elkeen op kan hou na ons huise weer terugkeer. Seën ons op die pad, behoed en bewaar ons, en as dit U wil is, bring ons ook asseblief weer vir ons volgende geleentheid hier veilig by mekaar. Here, U is goed en U is ons Vader, en daarom roep ons U aan. Amen.